In hierdie derde radiopraatjie gesels Radio Fynbos met meneer André Nodee van PSG Wealth van Stilbaai in die program Finansiële Beplanning in gewone taal. En vandag gaan ons by hom hoor, waar kom 'n mens se inkomste na aftrede vandaan? So ons gesels inkomste. Radio Fynbos luisteraars, ons is dan nou al in ons derde program waar ons gesels oor finansiële beplanning in gewone taal. En dan het ons nou hier ook in sy eie kantoor, meneer André Nodee van PSG Wealth, 'n finansiële beplanner. So André, ons gaan vandag bietjie gesels oor waar kom my aftrede inkomste vandaan? Dankie, Leonie. Ja, dis een van die belangrikste vrae in finansiële beplanning. Ons leef nie van die waarde van ons bates nie, maar ons leef van die inkomste wat ek lewer. So, al die inkomste is nie dieselfde nie. En sekere inkomste kom uit sekere bronne uit. En daar's 'n verskil in die risiko en die belastinggevolge van elkeen van hierdie inkomste. So, dit is belangrik om te weet waaruit jou inkomste gaan kom wanneer jy aftree. En waar kry mense dan hulle meeste aftrede inkomste vandaan, as jy so met mense gesels het, wat jou kantoor besoek, wat het jou agtergekom deur die jare? Normale mense, meeste Suid-Afrikaners leef uit geld wat hulle oor jare in pensioenfondse, aftreefondse, anniteite opgebou het. Wanneer dit dan aftree, word die geld dikwels in lewer anniteite belê, en hierdie anniteite sorg dan vir 'n maandelikse inkomste. Sommige gebruik hier inkomste uit eiendom, rente uit vaste deposito's, dividende uit aandele. Dis maar van die gewildste bronne wat daar is. Nou, as ons begin by vaste deposito's, wat sal dit behels? Vaste deposito behels gewoonlik 'n rentedraende belegging. Gewoonlik doen die banke vaste deposito wat oor 'n termyn van 5 jaar loop. En dan ook versekeringsmaatskappye wat gewaarborgde 5 jaar beleggings het waar 'n persoon vasteken vir 5 jaar, die kry jou rente-inkomste of jou kapitaal groei daaruit en dis 'n gewaarborgde belegging. En hoe moet ons dit dan verstaan om dit nie verkeerd te kan verstaan nie, want dit is toch baie belangrik? Ja, baie belangrik is dat mense gaan gewoonlik vir dit, omdat dit sekuriteit en voorspelbare rente voordele het. Maar as jy elke jaar jou volle rente gebruik as inkomste, dan groei jou kapitaal nie met inflasie nie. Inflasie is iets wat jy nie moet onderskat nie. Spesifiek wanneer dit kom by die effek na belasting. So baie mense gaan kyk en ek het soveel inkomste gegroei, maar hulle verdiskonteer dit nie na belasting, maar na belasting klop nie inflasie nie, en is besig om geld te verloor. So dit is al vaste deposito's en gewaarborgde beleggings is maar wat mense normaalweg gebruik in die laaste fase van hulle lewe, want hulle nie kan wag vir 'n mark om weer te herstel na 'n markdaling nie. Dit gee dan stabiliteit en dit gee vir hulle gemoedsrus in 'n mate waar hulle weet dat hulle kapitaal veilig is vir die laaste deel. En André, dan het jy vroeër ook genoem dat huurinkomste ook een van die inkomstes is wat mense inkry op aftrede. Huurinkomste is 'n uitstekende voorbeeld van 'n goeie inkomste, want dit verhoog jaarliks met inflasie. Maar mense moet ook baie versigtig wees om voorsiening te maak vir onderhoud, herstelwerk en wagtye waar daar nie huurinkomste is en waar huurders wissel. So dit het ook 'n invloed op jou inkomste. En as ons bietjie kan gesels oor dividende, wat se inkomste sal dit wees? Dividende is een van die beste voorbeelde van inkomste. Dividend word normaalweg as 'n wins verklaar deur 'n maatskappy. En dit word in vaste koers van 20% belas, wat outomaties afgetrek. So dis kry jy inkomste wat na belasting is. Die inkomste en dan jaarliks groei jou waarde van jou aandeel ook. En dividende groei ook met inflasie, want die voordeel van 'n dividend is dat dit die winste, maatskappye se produkte styg, hulle winste styg ook jaarliks met inflasie. Nou André, as ons kyk na al die inkomstes, wat sal dan die beste bron vir iemand wees wat luister na die program wat vir aftrede inkomste? Ek dink die kombinasie van die genoemde. Dit is 'n goed gediversifiseerde portefeulje wat bestaan uit dividende, rente, kapitaalgroei, om by jou persoonlike omstandighede en by jou finansiële plan te pas. En mense is toch so versigtig, veral in hulle aftrede jare.
kan ek dan hierdie kapitaal van my gebruik gedurende my aftrede? Ja, dis waar 'n goed beplande finansiële plan in werking kom. 'n Mens moet kyk hoeveel inkomste jy benodig en dan veral gedurende die laaste fase van jou aftrede gaan jy kapitaal gebruik. Dit is maar gegee dat inflasie uit die aard van die saak 'n invloed het gedurende jou aftrede, maar teen die laaste tyd moet jy jou kapitaal ook inspann vir inkomste. André, baie dankie. Ek is seker elke luisteraar en kyker het nou meer geleer van inkomstes, wat die verskil van dit is en hoe belangrik dit is. En waarna gaan ons vir die volgende keer kyk? Ons gaan volgende keer kyk na groei. Wat is werklike groei en hoe belangrik is groei in jou portefeulje na aftrede? Nou luisteraars, as ek so na al die advies luister hier uit meneer André Naudé se kantore van PSG Wealth in Stilbaai, dan kom ek tot die gevolgtrekking. Jy kan jou geld veilig hê waar jy dink dit is, maar die beste veilige plek is om by 'n finansiële adviseur 'n draai te gaan maak wie jy kan vertrou, met wie jy verhouding kan opbou en wat vir jou advies kan gee. Baie dankie.